Oké, is julle reg? Hoe kry julle so koud? Maar hulle vat kom weg daar ons sien ons moet eers 'n bietjie lig aan, ja. Maar dan skryf hier kom Ons weg. moet die lig aan. Okay. Hy sê dan al kom weg. Okay, is jy reg? Yes. Sê bietjie, wat was ons se les nou by? Waarom jy al piep? Hoe het dit gegaan? Hy wat? Die breekpad in die nou. Die breek op die pad, as hy Lea. Waar het die breek nie op pad gegaan? As jy die breekpad doen en jy dubbel nie goed maak het nie, jou gaan vol nie, maar as jy saam met Mooi, ja. saam met die Ja. saam met die noupad loop, dan word jou Gaat binne jou lyf, word hy vol met wat? ja. Word hy vol Vreugde, met die Heilige Gees? Ja. Ja. vrede, Ja, met die Heilige Gees bring al daai goed, né? Ja. Okay, jy wil nog iets sê van laasweek? ja, die breekpad lyk ons so lekker. En dis maklik. Maar dit is 'n vals lekker, dis daai die duiwel mos nie alleen in die hel sit jy by, né? Ja. Hy chom jy wil kry om jou stout te wees. Hy's lekker my verkeer. Ja. Eila? As jy op die noupad is, dan moet jy, dis moeilik, want jy is ook alleen en alles, maar jy is nie eintlik alleen. En jy moet ook nie soos wat dan sê kop van Jesus af weg. Yes. Okay. Petrus. Verstaan sê ja. Okay. So die noupad is taaf, né? Maar dis moontlik, né? Dis taaf, maar dit is net maklik met die Heilige Gees is by ons om oor al die hobbels te gaan. Ons gaan nie alleen oor nie. En by die breekpad lê die hobbels so groot en by die noupad is hulle net so dat ons gaan so die Heilige Gees oor. Okay. So jy moet onthou. Okay, so ons topik vir vandag, of ons studie van vandag is vertrou jy onvoorwaardelik op God, selfs al gaan dit moeilik wees. Vertrou jy. Ja, unconditionally. Vertrou jy unconditionally op God, selfs al gaan dit moeilik wees. Dink jy dit doen? Selfs al lyk dit asof Ja. hoe dit ook al lyk. Dink jy as die Here vir jou sê met 'n maatjiesfees met 'n maatjie in jou skool, maar dis nie eintlik 'n maatjie wat jy wil maatjiesfees nie, maar dis 'n maatjie wat 'n bietjie liefde nodig het. Dan mens dit sal doen. Ja. Ja, maar sien, dis nou hierdie ding, vertrou jy dat die Here se plan met jou wat 'n maatjie moet wees en daai maatjie reg is. Né? Ja. Want wanneer ons nie oortuig is dat God beter weet as ons nie, dan wat maak ons? Ons maak ons eie planne, né? Ja. Okay? So, net nog 'n voorbeeld. Kan jy lees? Bedoel jy 'n voorbeeld van hoe mens maak as jy nie vertrou nie? Nee, wat van God onvoorwaardelik vertrou. Iets O, wat moeilik dit is so Okay, maar As die Here sê jy moet met jou boelie vriende wees, dan moet jy daar. maar miskien het die boelie 'n bietjie liefde nodig, Wil jy né? 'n voorbeeld hê van vertrou? Ja. Dit is so nou as jy julle al sien die pappas hulle sien kindertjies so hoog, dan sê hulle spring. Dan spring daai kindertjies. Toe jy klein was, En hulle vertrou, O ja, van die spring. want hulle weet ons hulle mamma gaan hulle vang. ek sê So moet ons vertrou. Lea het van die klimmer om afgespring as ons nog eers naby nie. Ja, Kom sal. Hy wil nie dat jy bly kom. ja. Dit is vertroue. Okay, so ja. Ek het ook op van die dak spring nie so te vang. Nee, jy het vandag so op die gras in my hart opgegaan en so, ons het gedoen. Ja, op die trampoline Sy, ja? Die spring van die dak. Ja. Okay, so ons lees van die skrif. Van die dak. Okay, ons lees van die skrif. Lees van die Jy skrif. het gaan kom? Spreuke 3 vers 5 en 6 sê: Vertrou op die Here met jou hele hart. Dis belangrik die hele hart. En steun nie op jou eie insig nie. So maak jy jou eie planne nie. Ken hom in al jou weë. So voor jy 'n plan wil maak, vra of dit die regte plan is, dan sal hy jou paai gelyk maak. Dit het net gesê dat die breë pad is die hobbels berge. Op die smal pad is dit net so. Sien, wanneer hom op ons paai gelyk. Kyk. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will make straight your path. So jou hele hart is in elke ding wat jy doen, nie net partykeer en partykeer nie, né? Dan is nie met jou hele hart gebeur nie. Hy sê moenie jou eie planne maak nie, moenie op jou eie insigte staan maak nie. Sien as die Here nou sê wees vriende met die boelie, dan dink jy nee, griep, daai ou gaan nie met my maatjies wees nie. Né? Dan maak jy jou eie plan en kry jy jou ander choppie.
In die tussentyd sien die boelie daar met 'n stuk in haar hart en Jesus wou gehad het vir Jesus se liefde wys soos sy hart kan gesond raak. En toe nie geluister nie, né? So dan maak ons eie planne. Okay? Hy sê ken hom in al jou weë, so voor jy miskien met 'n ander maatjie vriende raak gaan vra vir die Here of jy regtig chommy is, dan sal jy baie gelyk maak. Okay. So is belangrik dat ons hierdie goed verstaan dat ons God onverwaarlik vertrou. Dink julle toe hy vir Moses gestuur het om die mense in Egipte te gaan haal, die Israeliete, was dit maklik? Ja, dit was nie maklik nie. Onthou jy die storie, ja? Want hulle is allemaal evil, maar met sy mense gaan uitkry tussen die evil mense. En die evil mense kon geluister? Nee. Ja? Daar was een ek los soos die seuns dood wat hulle baie en hulle wat gehou het nie, dit was die vuur wat uit die lug is. Aha, ja. Hoekom was dit nog moeilik vir hom? Dink julle sy eie mense na hom geluister? Nee, dit is nie. Ja, nee, sy eie mense na hom geluister nie. So ons moet verstaan dat wanneer die Here ons gebruik, en hy gebruik almal by ons hierso, is dit nooit maklik nie. Maar die vraag is vir vandag, kan jy God onvoorwaardelik vertrou dat dit wat hy vir jou sê reg is, al lyk dit vir jou, nee, Griet, hierdie lyk nie reg nie. Dink jy kan God onvoorwaardelik vertrou wanneer hy opdrag gee? Hæ? Gaan ons kyk hoe ons vir God kan vertrou. Ja. Okay. Ek gaan as dit reg. Sê gou vir my, wie van julle was al bang geweest vir die donker? Want ek is bang vir wat in die donker is, wat ek nie kan sien. Okay, nou hier kom die toets nou, van vertrou jy God onvoorwaardelik. Vertrou jy God nie onvoorwaardelik, dat hy die engele opdrag gee om te beskerm daar in die donker nie? Dink jy dat die toets deurgekom dan? Nee. Maar weet jy wat? Mens moet jy tot die toets. Ja, af en toe skrif tot jou baas. Jy kan die skrif tot jou baas. Okay, so kom ons kyk bietjie, sê nou maar God sê, jy moet daar binne die oorlogzone ingaan en die mense gaan help. Dink jy gaan God vertrou dat hy sal beskerm daar? Ja, jy moet maar. Hæ? Jy moet maar daar. Sien julle nou raak die maatjie met die boelie eintlik nou maklik, né? Hierdie goed raak moeilik. Okay. So ek wil eens na hierdie goeders dink want julle gaan nou groot kinders raak en dan gaan die lewe bietjie moeiliker raak en ons moet God vir meer moeilike goed vertrou, né? Okay. So Eila, gaan eers 'n demonstrasie wees. Dis nie lank vanaand nie. Ja? Maar kom jy? Gaan jy nat word? Nou kom. Ek wil hê die kamera kan nie laat. Jy gaan nou toe. Vertrou jy my, né? Kyk gou hierso. Dit potkleur wat as hier gebeur word. Vertrou jy my dat die water nie op die kop geval nie? Hookie so. Kyk. Maar as ons hoop God gaan ons help, is dit nie baie goeie vertroue nie. Hy wil vertrou. Vertrou. Jy word nou getoets. Okay, hoor jy kom, né? Ons kyk of hierdie ding werk. Okay, so op hy werk. Eva, Okay, gaan hy. 1 2 2 3. Oh, Eva. Niks. Dink jy ons het tweede deurdrukke gaan dit maak? As jy eers een kan jy Ons kyk. Woe! Hæ? Weer sou op die Here. Ja, jy trek jy. Ons kry nog een. Leeks is met. Derde een. Nog een. Hæ? 3 druppels. Okay. Nou kan ons dit buite gaan Nog een. Ja, Wat het gebeur? Nee, laat dit Oh, kom dit af. gaan so groot. Uitgeskeerde. Gee, laat ek maar. Wat is buite. Okay, luister gou, kom ons praat gou oor hierdie ding. Nou bring ons 'n nuwe sakkie. Appel. Ja, hy wil skeer. Luister gou. Waar's die ander groente? Moet jy bring. Okay, luister gou, dink julle net daar die potlood so hierdie sakkie gesteek is, né? Maar daar is nou ons eintlik die sakkie, né? Dink jy dis maklik as die potlood so deur gaan? Nee. Maar lyk dit of die Here ons gelek het of ons nou water uitgegooi het? Nee. So dit wys dat God se vertroue kan ons 100% vertrou, né? 110%. Selfs al is dit moeilik, né? Selfs al is dit moeilik deur ons. Onthou Paulus het in die tronk gesit. Moses het die volk gehad wat die hele dag met hom gekla het. Dawid het die Filistyne gehad wat hom die hele dag aangeval het, né?
Maar God is altyd by hulle en God het hulle nooit gelos In die moeilike tye. Ja, in die moeilike tye is God altyd daar. Mag ek ook oornag? Ek mag dit. Donnie, Ja, my liefste. ek het Maar luister, wag, eers vir Martin. kan ons sit? Kan ons wat? Op een slag. Op een slag almal. Ja. Ek span my werk hier so. Ek wil Ja. nie vir my Gaan ek vir jou doen. Hulle lekker. Okay, is dit nie lank? Ja, dit kan nie. Daar is daar kan ek doen. Ja, jy wil net dan kry op een slag weer, hè? Mama, kan ek Nee, maar nie, jy moet nou vertroue. Mens vertrou nie so in jou oor nie, maar goed. Hoe lyk 'n bank vertroue? Ek het 'n bietjie sien, hoe lyk dit as jy nie reg wil vertrou nie? Okay, nie voor lyk nie. Jamie, Die Here gaan dink julle lyk soos wat se goeie is julle so lyk. Okay, so daar. Hou dit onder vas dat ek net styf word. So. Kyk, reg. rustig. Nog een. Mama, sy nie moenie opkyk nie. Asai. Niks op julle kop nie. Nie eens een druppel nie. Asai. Dit was Kyk. Dan gaan dan jy lekker vir een. Okay, so die vraag is nou nie. Wil ek een sit laat uit sy. Die vraag is nou, as die lewe so moeilik gaan daar op die nou pad, né? En dit is so moeilik, kan jy nog steeds vir God vertrou? Ja. Dat hy nie jou watertjie sal laat uitloop nie, né? Die Heilige Gees sal nie uitlek nie. Hy sal binne bly, né? Kry, dis nog iets sê. Ja. Ja, okay, ja. Die vraag is, hoe vertrou ek op U? Okay? Hoe vertrou jy op die Here? Hoe, kyk, dit is nou maklik, ons nou vertrou, en hier het ons gesê, ons kan op die Here. Maar hoe vertrou ek op die Here? Om te glo. Ja, Maar dit was ek moet om te praat daaroor as jy As so dit wat in jou gedagtes opgaan. En dan moet om te praat, om vir hom te vra. Want hy sê, as jy na hom toe kom, sal hy jou antwoord. So, as hy jou antwoord, dan sal hy baie keer vir jou miskien sê, jy moet goed doen wat snaaks klink, Ja. wat jy nie verstaan nie, wat nie reg lyk nie, maar dan moet jy dit doen, want alles is vir hom moontlik. Jy kan hom vertrou. As hy dit vir jou sê, as Heilige Gees dit vir jou sê, kan jy hom vertrou. Onthou jy toe Jesus die blinde ou gesond gemaak het waar op die grond gespoeg het en klei gemaak het? Ken hulle dinge vandag se tyd? Ek spoeg op die grond, maak klei. Hoe lyk dit? Die mense sal dink nee, hierdie kan net iets gerook sy is nie lekker nie. Maar as dit is wat die Here sê jy moet doen, dan moet jy dit doen, né? Want hy gaan jou nie steek laat nie. Jy kan hom vertrou, né? Ja, dit is baie belangrik. Ek wil vir hulle vertel van 'n dogtertjie. Ja. 'n Dogtertjie. Nog voor jy daai sê nog iets sê. Want hy het ons in die vorige les gesê, hoe glo ons? Dis wat ons gevra, dis wanneer ons Bybel lees baie en heeldag met die Here praat. Ja. Dit wat ons kan glo. As jy die Bybel lees en bid en daai wat jy mos dadelik die sonde afval, want hy het toe uit die rok aangegaan met die sonde op, dadelik hardloop dat die sonde afval en repent nie, dan het ons nie geloof nie. Dan kan ons nie hierdie vertroue hê dat selfs al lyk dit moeilik of weird dat die Here by ons is nie. Die hele dag met hom praat. Alles kan jy met hom praat. Alles wat jy met hom deel. Die maatjie wat met jou lelik is by die skool, die boelie, die jaloerse kinders, die wiskunde waarmee jy sukkel, die netball game wat jy moet gaan speel, enigiets, praat jy met hom. Kyk, die dogtertjie. Dink die dogtertjie kom uit Duitsland. Maar sy kan nie Duits praat. Maar sy het verlede jaar na Suid-Afrika toe gekom. En toe, dis regtig, ja, dit het nou gebeur. En toe het sy begin Afrikaans leer praat. En sy het mooi Afrikaans gepraat. Maar nou moet jy nog onthou, sy het nog maar net 'n jaar. Sy is nou 6 jaar, maar sy is net 'n jaar wat sy Afrikaans praat. Dis 6 jaar oud, dis 'n praat met jaar. Sy praat al 5 jaar Duits. Maar nou, toe gaan sy hierdie jaar graad 1 toe. Nou, sy is slim. Die Here het haar baie talente gegee, maar en sy kan Afrikaans praat, maar sy kan nie So goed praat. sterk Afrikaans. Sy verstaan nie alles van Suid-Afrikaans nie. Wat sy was van Afrikaans nie, want sy het nog net 'n jaar gepraat. En nou sit sy in die klas en die juffrou sien hierdie slim kindjie, maar die juffrou kan nie verstaan dat sy nie kan verstaan nie. Dat sy haar oor en oor. Sy dink ook nie in Afrikaans nie. Wat doen hierdie dogtertjie?
sy gaan, en weet jy haar mamma glo nie. Reg. Ja, en sy bid, en sy sê, Here, my mamma glo nie, maar ek glo. Help asseblief, dat die juffrou, dat ek sal verstaan, wat die juffrou leer. Dink julle, Jesus gaan haar help? Ja. Hy gaan haar help. En hy sê, en hy gaan dit doen, en hy gaan dit gou op doen, want sy glo, want sy hardloop na hom toe. Nie net omdat haar mamma glo, en omdat sy glo. En sy sê, al glo my mamma nie, ek glo. En omdat sy glo en daar wonderwerk in haar lewe gebeur, gaan haar mamma ook tot geloof kom. Ja! Want nou sien haar En mamma vir haar Jesus in mamma, haar. en haar mamma. My, So, dis vertroue. ja. En daai is my voorbeeld van daai pragtige ou dogter. Ek gaan eendag vir julle 'n foto van haar wys. En ek gaan vir julle, sy het dit nog maar net gister gevra. So nou wag ons dat die Here vir haar uitkoms gaan gee. Miskien gaan hy ons gebruik om vir haar te help. Miskien, maar ons weet nie hoe nie, maar ons weet hy gaan uitkoms. Dis vertroue. OK. Wat jy geleer vandag? Kan jy hier onthou? Jy moet vir God vertrou. Ja? Onvoorwaardelik. Ja. Ja, sonder twyfel. Ja? Dis dit ek moet sê. Sonder twyfel. OK? Al lyk dit nie vir jou moontlik. Ja. As ons op die nagpad loop, dan gaan ons weer moeilike tye, maar God sal nie ons Heilige Gees laat laat. Hy sal nie uitlek nie. Heilige Gees bly daar binne. Maak nie saak hoe lyk dit nie. Reg. OK. Mama, kan ons hierdie vir die eksempel maak? Ons kan dit by die son ook op. OK, kan jy dan eers die video stop, dus kom kyk. Ons is die hele reis. Wo stop?